Ek dink Malviljoen hulle probeer 'n narrative skets. Hallo julle, dis julle favourite Friskie Mariski en ek het gedink kom ons praat bietjie oor die sogenaamde narrative wat die Viljoenstraat push. Soos dat julle weet, het Piet Viljoen op Woensdag weer in die Specialized Commercial Crimes Court voorgekom waar hy vir bail aansoek gedoen het and it went to the dogs, julle, it was fucking crazy, okay? Ons het gehoor dat Piet gejok het en sy pa nie regtig siek is nie. Ons het gehoor dat sy familie nie eens weet hy wil by hulle bly nie en ons het gehoor dat daar nou 7 sake relating is tot Tammy Taylor wat die NPI ondersoek. But never mind die kakkendrama. Die een ding wat vir my so duidelik is soos daglig, is die narrative wat daar geskets word. Julle sal onthou, toe ons by die hof gekom het, was daar 'n rentekraud, of ons almal het gespot en gesê, haha, is die 'n fucking rentekraud? Check hierdie ding uit. A friend of Mal's. So you're a friend of Mal's, and Mal has organized this. Not this again, sorry. Okay, so is this a renter crowd? So they worked for Mal and Piet. There we go. They are from Mal. They worked for Mal. Where? I'm not 100% sure. I haven't given that contact. Anyways, julle, so long story short, na die hofverrigtinge het Mal se vriendin vir my 'n video gestuur en sy het dit gecaption, Tammy Taylor victim attacks one of the silent protesters in front of the court. En die is die video wat aan my gestuur is. Malviljoen for you guys. Oh, shame. Ons kan record dan nou. Don't record. So julle, natuurlik is dit net 'n glimpse, okay, en mens kry nie die hele prentjie van wat hier aangaan nie. En you know what, sometimes you gotta trust your spidey senses. En anyways julle, ek los hierdie video, ek laat hom bietjie simmer, ek laat hom bietjie prut. En toe ek so 'n rukkie later op social media scroll, toe kry ek letterlik die ander kant van die storie. Check hierdie een uit. I want to go open the case. You guys on record, right? I want to go open the case. Why are you touching me? Why are you touching me? Why are you recording me? Why are you recording me? Why are you recording me? Let's go to the police station. I didn't touch your thing. Why are you recording me? Enjoy your board. Enjoy your board. You guys should be activating for this. You are busy talking about why you're being recorded. You believe so much in what you guys wrote. Dit is nou maar darm interessant as mens hierdie sien van al twee kante af. So julle, ek is nie hier om kante te kies nie, ek is hier merely om die storie te vertel soos wat dit gebeur. Maar dit is my verskriklik kommerwekkend as mens kyk na wat nou lyk na 'n rentekraud. I mean, het julle gesien van die caps tot die hemde tot die uitgeprinte posters? If this is not screaming damage control, dan weet ek vragies nie wat doen nie. 'n Ander ding wat vir my verskriklik vreemd was aan die einde van die dag Woensdag, toe die rekord 'n storie gehad wat basies sê dat Piet hulle het via sy advokaat aansoek gedoen om dit official te maak dat die media nie Piet of Mal mag vra of uitreik vir interviews nie. Julle, ek het net een fucking vraag. Was hulle nie die mense wat video's gelunch het en gesê het, we are coming with the receipt? The Hawks and the media have been writing in the case of Piet Viljoen against the state. That is a massive mistake. En nie. So, ek misverstaan. Moet ons nie eintlik die ding omdraai en sê, hulle moet ophou om ons te kontak of die heeltyd 'n narratief te try plant, because it clearly ain't working. Ek gaan met julle eerlik wees, wie ever hierdie PR plan aan hulle verkoop het,
Ek dink nie dit werk nie, julle. I don't think it's working. En as er nog 'n takeaways is van Woensdag se verskyning, wil is my blyk daar's 2 goeters. 1, almal wil weet what the fuck is up met Piet se sweetpak. Yes, the tracksuit, the infamous tracksuit. Die mense is al besig om wetenskappe te vat. Hoeveel keer kan Piet hierdie tracksuit aantrek voordat die ding van hom afrot? Side note, dink julle Piet traai sy status bewys deur om brandname of designer sweetpakke te dra? En dink julle dit is tyd dat hy vir hom 'n suit kry? Of sommer uit die blikkie los en found daar krap en homself humble? Dink julle sy outfit is besig om hom justice te gee en die message te betray wat hy vir ons wil vertel? En dan is daar 'n vraag wat die mense vra, kan Mal in hemelsnaam nie net vir Piet 'n suit vat nie? I mean, Mal, can you do that? Die mense kla. Dis nie ek nie, dis hulle. En nou boonop nou, kos fix hierdie hare. Boonop dit begin hulle nou al die kleur van die sweetpak te kritiseer en it's not looking great, girlfriend. It is not looking good. Kapies? En dan wil die mense weet, wanneer gaan Mal gearresteer word? Julle, okay, from my point of view, is ek nog nie seker of dit wel gaan gebeur nie, maar, as julle my opinie vra, persoonlik dink ek nie Piet gaan baie gou daar uitkom nie. I'm gonna be honest, ek gaan met julle eerlik wees. Ek dink, hy gaan dieselfde paadjie as ons chommy Louis stap. Ek bedoel, as ons so aan gaan byl vir ewig gaan hou. Die vraag is net, wat se narratief is die Viljoens besig om te probeer skep? Ek los julle met hierdie gedagte. As Piet so ver kan gaan, as om te jok oor sy eie pa en ietsie soos kanker, waaroor meer kon hy nie gejok het nie? Julle?